Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest, and without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. It's where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. And when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Prys die Here, goeiemôre almal by hierdie wonderlike oggend. Wat ons saam in die Here se teenwoordigheid kan wees, prys sy naam vir sy goedheid. En ek is seker almal van ons het al uitgevind dat dit is in moeilike tye wat 'n mens die meeste leer en die meeste groei en sovoorts. Die rede hiervoor is dat ons in moeilike tye ontdek dat God is wie hy sê hy is. God is getrou, God is goed, God is genadig. En ek wil jou vanmôre bemoedig om die Here te vertrou, om jou lewe in sy hande te sit, om vorentoe te gaan, om nie op te hou nie, om te glo, om te vertrou en vas te byt. Want God is getrou. Hy is nie getrou omdat ons is nie, hy is getrou omdat hy God is. Want al is ons ontrou, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. So prys die Here vir sy goedheid. Wees verseker van God se toewyding en sy
sy liefde vir jou. So kom ons sit net so dan, bid ons net gou saam. Almagtige Vader, ons wil U loof en prys vir hierdie wonderlike nuwe dag. Dankie vir U goedheid, dankie dat ons U woord kan ontvang. Seën dit aan ons harte. Maak ons harte oop vanmôre sodat ons sal ontvang U woord wat in staat is om ons siele te red, wat in staat is om vir ons te rig en te lei, 'n lig vir ons pad te wees. Ons loof U vir U goedheid. Word verheerlik, Vader. Ons aanbid U as ons koning en ons Here in die naam van Jesus. Amen. Goed, so prys die Here. Vanmôre gaan ons 'n bietjie kyk na hierdie vraagie: is jy reg? Is jy reg vir die lewe? Is jy reg om te doen wat jy moet doen? Maar vanmôre miskien 'n bietjie anders, terwyl ek kyk na die vraag: is jy regverdig? Want dis waarvan die woord reg vandaan kom, van regverdig. Is jy regverdig? En wat beteken regverdig? Regverdig beteken dat al my las, al my sonde, al my skuld is afbetaal, is weggevat, dis meegedeel. Dis hoe 'n mens regverdig is dat jy geen sonde las het nie. Al my sondes, al my oortredinge is weggevat, so ek is reg met God. En dis waar dit gaan, so ek is reg met God. Nou, as ek dit sê, dan is die eerste vraag wat opkom: wat se sonde is dit dan? Waarvan moet ek dan geregverdig word? Wat is dan hierdie sonde wat ek dan nou moet ontslaa raak van? Wat is dit dan wat tussen my en God staan, sodat ek regverdig moet word? Is ek dan nou nie van nature as 'n gebore mens reg met God nie? So kom ons kyk net wat die woord sê vir ons in Romeine hoofstuk 3 vers 23. Hy sê vir ons: want almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hoor mooi, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die geregtigheid van God. Toe Adam en Eva in die tuin van Eden gesondig het die mens verwyderd van God geraak. Daar het 'n skeuring in die verhouding tussen mens en God plaasgevind. En dis hierdie sonde, hierdie sondige natuur, hierdie waarvan ek en jy geregverdig moet word. En so ek wil verder lees in Romeine hoofstuk 5 vers 15 en 17. Daar sê die woord van die Here vir ons: maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van een baie gesterf het, veel meer het die genadegawe van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Met ander woorde, wat die woord vir ons hier leer, is dat toe Adam en Eva gesondig het die mens in sonde verval. Daar was 'n sondevlek op die mensdom. En God het dit geweet. Adam en Eva het die mensdom in sonde gedompel, om dit maar so te stel. En God het gekom en gesê: ek gaan julle red. Ek gaan vir julle 'n redder stuur, 'n verlosser, wat julle sal verlos, wat julle sal weer regverdig maak voor my aangesig. En Adam en Eva het die sonde gedoen, die mensdom in sonde gedompel. God het Christus Jesus gestuur om vir sonde te betaal. Om vir sonde betaal, soos ons deur die Ou Testament gesien het met die Paasfees, die lam wat gegee is om vir die sonde van die mense te betaal en te bedek, was 'n perfekte lam. En daarom moes daar 'n perfekte lam kom om die straf vir sonde weg te vat, totaal te verwyder, sodat ons regverdig voor God kan wees, sodat ek en jy voor God kan wees en voor hom kan staan om te kan weet, ek is reg. Ek is reg voor God. My saak met God is reg. Daar's niks onafgehandel wat dit betref nie. En dis waar ons vanmôre dan gaan praat. Jesus verduidelik hierdie hele konsep vir ons so. Jy sien, ek en jy het 'n sonde las wat ons nie kan betaal nie. Daar's nie 'n manier hoe ek en jy vir ons eie sonde kan betaal nie, deur byvoorbeeld reg te lewe en goeie goed te doen en moreel reg te lewe, al daai goeders. Daai goeders is alles great en is goed en is belangrik. Maar jy sien, dit betaal nie vir sonde nie. Daar's net een betaling vir sonde wat vir God aanvaarbaar is, en dis die bloed van 'n vlekkelose lam, wat Jesus is, wat die seun van God is, wat aarde toe kom om te kom sterf vir ons sondes.
So, ons lees hierdie storie wat Jesus vir ons vertel in Matteus hoofstuk 18, en ons gaan daar lees vanaf vers 23. Hy sê vir ons daar, daarom word die koninkryk van God van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wil afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuld. 10.000 talente impliseer, dis 'n onbetaalbare skuld. Daar's niks wat hierdie persoon kon doen om hierdie skuld af te betaal nie. Dit was 'n onbetaalbare skuld en dit impliseer sonde. Daar's nie 'n manier hoe die mens vir sonde kan betaal nie. Net die bloed van Jesus reinig mense van sonde, maak mense reg voor God, regverdig voor God. Okay, so ons lees verder. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy Heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig hom voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal die alles betaal. En is dit nie hoe ons partykeer doen nie? Here, ek sal jou terugbetaal, ek sal regmaak wat ek fout gemaak het. Ons kan nie vir ons sondes betaal nie, net Jesus kan. So ons lees verder, en die Heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en hom die skuld kwyt gestel. Okay, prys die Here. Dis presies wat God met ons doen. Hy verlos ons van ons las, ons skuldlas. Dis 'n las wat ons nie kan betaal nie, en hy kom en hy betaal daarvoor. Hy skryf die skuld af. Hy vergewe dit, hy vat dit weg, hy verwyder dit so ver soos die ooste van die weste af is. En ek en jy word skuldvry. Ons is reg voor God. Jy sien, wanneer hierdie diensknegt voor sy meester kom, dan is hy, sal sy hart wees? Dit van dankbaarheid. Hy is bereid, hy is sy diensknegt, hy is daar omdat hy daar wil wees, nie omdat hy moet nie. En so ons word reg voor God. Maar jy sien, God se motief was gewees, en ons ken almal hierdie vers in Johannes 3:16 waar hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, dat almal wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar gered kan word, regverdig kan word, kan in 'n plek kan staan wat ons reg is met God, waar ons hom kan dien, waar ons vir hom kan lief wees, waar ons sy kinders kan wees. Okay, so Efesiërs 2 vers 8 sê, uit genade is julle dan gered, of regverdig gemaak, deur die geloof. Dit is nie uit julle self nie, dit is 'n geskenk van God, nie uit die werke uit nie, sodat niemand mag roem nie. Met ander woorde, wat God doen is, hy sê vir ons, dat ons is uit genade gered. Ons het nie verdien nie, ons het voor God gekom, ons staan voor hom, ons is skuldig, ons het 'n onbetaalbare skuld, en uit genade uit kom hy, en hy betaal dit vir ons. Hy kom en hy gee sy seun Jesus Christus, wat 'n sekere lewe op hierdie aarde moes lewe, vir 30 jaar, en hy moes lewe, hy moes sterf, en hy moes betaal, sodat die skuldlas van sonde weggevat kan word. En dis presies wat hier gebeur het, en dit is wat so amazing is. As ek en jy in Christus is ons skuldlas vergewe, as ons kinders van die Here is. Nou kom ons kyk bietjie hoe werk hierdie dinge. Hoe werk dit? Kom ons kyk wat sê die woord van die Here vir ons dan vanmôre. Eerstens oor hoe kom ek op hierdie plek wat my skuld vergewe word? So 2 Korintiërs 5 vers 17 vertel vir ons hierdie storie. Kom ons kyk daarna. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle die misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toevertrou. So dit beteken, dat God het die sonde wat ek en jy gedoen het, die sonde las wat op ons is. Met ander woorde, ek wil dit net mooi stel hier. Eerstens, ons doen almal sonde, want ons is sondaars. God vat nie net my sonde weg nie, hy vat my sondaarskap, die vloek van sonde vat hy van my weg. Hy maak my sy kind.
En hy gee my deur die Heilige Gees weer die geleentheid om reg met hom te wees en reg met hom te lewe. Okay? So, ons lees verder. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Geregtigheid, reg met God, geregverdig. Hier kry ons weer daai woord, ons is reg met God, deur Christus Jesus, ons Here. In 1 Korintiërs 1 vers 30 sê hy ook vir ons, dat Jesus het vir ons geword geregtigheid, hy het vir ons geword heiligmaking en redding in Christus. So, en dan, ons weet ook in Jesaja 53 vers 5, sê hy vir ons dat die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Die straf wat vir ons die vrede aanbring. Christus het kom betaal vir my en vir jou sondes. In 1 Johannes 1 vers 7 sê hy vir ons dat as ons in Christus is en ons in hom bly, sy bloed ons reinig van alle ongeregtigheid. Met ander woorde, hy maak ons regverdig. Hy vat ons sondes weg. Hy maak dat ons reg is met God as gevolg van dit wat Jesus vir ons gedoen het. So, om 'n stapie verder te gaan, die enigste betaling wat vir God aanvaarbaar is, wat vir God tevrede stel, bevredigend is die bloed van 'n perfekte lam. Goed, en daar kry ons, soos ons gesê het, die Paasfees waar die lam geslag is, geoffer is om die bloed van die volk te bedek. Maar jy sien, Jesus bedek nie ons sondes nie, hy vat dit weg, want die bloed van 'n lam is die bloed van 'n lam. Die bloed van Jesus is die perfekte bloed wat nie die sondes bedek nie, maar dit wegvat, wat ons regverdig maak, reinig voor God se aangesig. Goed, so om dit te verstaan, wil ons net gou kyk wat die woord vir ons sê. So ons gaan kyk na 1 Petrus, hoofstuk 1, en ek gaan daar vir ons lees vanaf vers 18. Kom ons kyk wat hy daar vir ons sê. Maar julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, soos silwer en goud, losgekoop is nie. Uit julle lewenswandel, wat deur julle vaders oorgebring is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Sonder gebrek en vlekkeloos. Ons is vrygekoop deur die perfekte bloed van Christus Jesus, wat God aanvaar het as betaling vir die sonde van Adam en Eva, wat my en jou in 'n plek gesit het, en ek wil dit net weer eens noem. Sondaars doen sonde, met ander woorde, jy steel en jy jok en jy doen verkeerde goed, so dis sonde, maar die sonde las kom van Adam en Eva af. Ek is van nature 'n sondaar, so God red my van my sondaarskap, sodat ek nie meer 'n slaaf van die sonde is nie. Ons weet dat ons almal nog die vermoë het om te kan sondig, maar nie omdat ons meer 'n slaaf van sonde is nie, maar omdat ons in die gebrokenheid van hierdie wêreld onderworpe is. Ons is nog mense, ons is nog nie ons het nog nie ons verheerlikte liggame nie, wat ons kry as ons in die hemel toe gaan nie, maar ons het nog steeds die vermoë om te sondig. En daarom het God voorsiening daarvoor gemaak. Maar die punt wat ek net wil maak is dat God red mense, hy maak my 'n nuwe skepsel. Ek is nie meer 'n sondaar nie, ek is nou 'n kind van God. En 'n kind van God kan ook sondig, maar ons sal volgende week daarna kyk. Hoe werk sonde, waar pas dit in, wat doen God met dit, wat moet ek met dit doen, en daai tipe van dinge. So ons sal volgende week daarna kyk. Dan lees ek vir ons 1 Petrus 2, 1 Petrus hoofstuk 2, en ek gaan daarvan vers 22 aflees. Hy wat geen sonde geken het nie, en in wie se mond geen bedrog was nie, wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, en toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sonde in sy liggaam aan die kruishout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe, deur wie se wonde julle ook genees is.
want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Daai vers 24 sê net vir ons, wat self ons sonde in sy liggaam aan die kruis uitgedra het, sodat ons nie meer die sonde, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe. Daar's hy. Die sonde kan afsterwe. Ek is nou 'n kind van God. Ek is vrygekoop. Ek is reg met God. Uit dankbaarheid aanvaar ek wat Jesus vir my gedoen het. En ek kom om hom te dien, ek kom om hom te eer, ek kom om sy naam aan te roep, ensovoorts, ensovoorts. Dan wil ek net vir ons 'n ander versie lees, in Romeine, hoofstuk, ek dink is 10, kom ons net gou so toe gaan. Romeine hoofstuk 10. Hoe ontvang ek dan hierdie vrymaking? Hoe ontvang ek dan dit wat God vir my wil gee? Romeine 10 vers net gou kykie so, waar is daai versie nou? Vers 9. Daar is hy. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy, die woord sê, gered word, regverdig gemaak word. Sal God jou sondes wegvat. Nou, hier is twee goed wat belangrik is. Dit help nie dat ek net met my verstand glo nie. Met ander woorde, ek glo die storie van Jesus. Ek glo die evangelie, ek luister daarna en ek oordeel dit en ek besluit, okay, dis die waarheid, ek glo dit. Dis een facet. Maar daar's twee goed wat by mekaar moet uitkom en dan moet manifesteer voordat regverdigmaking, verlossing plaasvind. Hy sê, as ek met my verstand glo, kom ons lees dit net weer, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, die twee dinge, mond bely en hart glo, die twee goed moet by mekaar uitkom. Ek moet glo die evangelie van Christus, dan moet ek bely dat deur Christus ek vergifnis kry, dat ek geregverdig word, ek moet tot God bid. So ek kan dit glo en ek kan dit dink, maar as ek dit sê, gebeur iets. As ek 'n ding sê wat ek met my hart glo en ek dan met my mond bely, dan vind redding plaas. Dan kom die Here en hy red ons en hy maak ons sy kind. Hy verhaal ons hart van klip uit en hy gee ons 'n hart van vlees. Hy aktiveer weer ons gewete sodat ons die liefde van God het, sodat ons in sy liefde kan wandel, sodat ons die sonde kan afsterwe en nie meer daarvoor sal lewe nie. Dat al kan ek sonde doen, al kan ek verkeerd doen, verkeerd optree, al kan ek deur die vlees gemanipuleer word om iets te doen of beïnvloed word, is ek nie onregverdig nie. Ek is geregverdig, my sonde las is betaal. En dit is so belangrik dat elkeen van ons dit sal weet. Dat ons sal weet dat ons nie heen en weer hoef te val nie. Met ander woorde, ek word nie gered, dan sondig ek, dan kom ek weer tot bekering, dan sondig ek, dan kom ek weer tot bekering, dan sondig ek. Dis nie die proses nie. As ek en jy as kind van God geregverdig is, word ons nie 'n nuwe wese, ons word 'n kind van God en niks kan ons skei van sy liefde nie. As 'n kind van God sondig, gaan ons volgende week daarna kyk. Ons gaan presies sien wat ons met daai aspek van ons lewe doen. Maar vanmôre wil ek hê jy moet verstaan dat jy reg voor God is as kind van God, omdat jy jou hart vir hom gegee het, omdat jy aan hom behoort, omdat jy geglo het met jou hart en bely het met jou mond, het God jou sy kind gemaak. Jy is nie meer 'n sondaar nie, jy's 'n kind van God. Jy sien, jy kry sondaars, dis mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. Dan kry jy kinders van God, dis mense wat sonde het, maar God het hulle geregverdig. Hulle sonde is weggeneem, omdat hulle geglo het in die evangelie van Jesus Christus. Ok, so ek wil jou bemoedig vanmôre en ek wil vir jou sê, as die duiwel by jou kom en vir jou sê, dat jy is nie goed genoeg nie, die Here is nie meer lief vir jou nie, want jy het miskien iets verkeerd gedoen. Jy as kind van God, ek praat vanmôre met jou as jy 'n kind van die Here is. As jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, vind uit, praat met iemand wat 'n Christen is. Gee jou hart vir God. Miskien sê jy vanmôre, ek glo met my hart, ek glo die storie van Jesus, ek glo die evangelie, die Bybel, ek glo dit met my hele hart, maar ek het nog nooit met my mond dit bely nie. Ek het nog nooit saam met iemand gebid en vir die Here gevra om my te verlos nie, om my regverdig te maak nie. Ek het dit nog nooit gedoen nie. Miskien is dit nodig en miskien lê die Here dit op jou hart. Praat met iemand, praat met 'n Christen wat weet en
wat verstaan en bid saam met daai persoon dat jy jou lewe vir God gee, dat jy jou lewe oorgee aan hom en dat jy hom wil dien. En dan sal God kom, jou sondes wegneem, jou regverdig maak vir hom, sodat jy reg is, sodat jy nie heeltyd vanuit 'n skuldgevoel met God werk nie, sodat jy nie heeltyd voel, jy's nie goed genoeg nie. Jy voel heeltyd, ek is hier, maar ek moenie hier wees nie. Daai tipe van ding, ek seker daarvan almal verstaan dit. Ek wil jou vanmôre bemoedig, dat God jou op 'n plek gebring het, waar jy sy kind is, waar jy geregverdig is, waar jy die beloftes van God se woord joune kan maak, wat jy in God se huis inkom, en welkom voel, en voel dat jy daar hoort, eerder as wat jy in God se huis, baie mense kom in die kerk, en sê hulle voel nie welkom nie. Miskien is dit 'n sondelas, miskien is dit 'n skuldgevoel, miskien is dit omdat ek voel, ek is nie reg met God nie, so ek mag nie hier wees nie. Daarom wil ek jou bemoedig vanmôre en vir jou sê, weet vanmôre dat jy as kind van God 100% reg voor God is, geregverdig voor God is. Want jy sien Romeine hoofstuk 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is voor God. Hoor mooi, uit die geloof geregverdig is. Wat het ek gedoen? Ek het die storie gehoor, die evangelie van Christus is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ek het die evangelie gehoor, ek het dit geglo, dit het my hart getref, want God gee saam met die evangelie krag, sodat ons gered kan word, sodat ons dit kan glo, en sodat ons dit kan ontvang. Ek is gered, ek is skoon gewas, my sonde is weggewas, ek betaal nie elke maand nog daai paaiement van sonde nie, ek is skoon voor God, ek is rein, hoor mooi, omdat ek dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Vrede by God. Ek dink dis een van die belangrikste dinge wat ek en jy nodig het. En ek wil vir jou ook so sê, die vyand val dit aan. Dink jy nou die duiwel gaan jou en my los as kinders van God? Hy kan nie meer keer dat ek 'n kind van God is nie, maar nou wil hy my lewe as Christen vertroebel. Hy wil vir my kom sê, ja, maar jy weet, die Here is lief vir jou, maar of jou sondes is vergewe, maar dit is reg, maar, en hy wil daai plek waar ek en jy is, waar ek voel ek is reg met God, hy wil dit wegvat, want jy sien, as ek nie voel ek is reg met God nie, die woord sê vir ons, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Maar jy sien, as die duiwel jou kan oortuig, dat jou saak met God nie reg is nie, dat God kwaad is vir jou, dat God jou gaan straf, en dat God sy woede oor jou gaan kom, omdat jy miskien as kind van God iets verkeerd gedoen het. Miskien het jy geval, miskien het jy gedoen wat jy nie wou nie, en nou kom die duiwel, en hy kom oortuig jou, dat wat jy gedoen het verkeerd is. Dit is so verkeerd, dat God nie meer vir jou lief is nie, dat jy nie meer regverdig is nie, dat jy nie meer na hom toe kan kom nie. Weet jy wat, as ek dink iemand is kwaad vir my, dan gaan ek nie met daai persoon wil praat nie. Ek gaan nie vrymoedigheid hê om na hom toe te gaan. Ek sal dalk so half skuw wees ensovoorts, maar God het jou vergewe, jy behoort aan hom. Omdat ons dan geregverdig is, het ons vrede by God. Ek wil jou bemoedig en sê, jy het vrede, jy kan met vrede na jou Vader toe kom, en jy kan voor hom kom staan en sê, Here, ek het hierdie probleem, ek het hierdie uitdaging, Here, ek worstel met hierdie dinge. Ek dink aan ons land byvoorbeeld, ons worstel met massiewe dinge in hierdie land, ons worstel met dinge wat vir ons te groot is, dis dinge wat mense nie maar net kan uitredeneer nie. Jy kan nie maar sê, ag, A, B, C, en dan is dit uitgesorteer nie. Dis groot goed, dis goed wat ek en jy nie verstaan nie. En dis in hierdie tyd, dat ek nou God toe kan kom, maar weet jy wat? As ek geregverdig is, en ek weet, my skuldlas is afbetaal, en ek weet, ek kan met vrymoedigheid voor my Pa se troon kom sit. Maar jy sien, as ek kom en ek dink, hierdie goed gebeur, want die Here is kwaad vir my, hy straf my, dis omdat ek nie goed genoeg is vir hom nie, dan het ek geen vrymoedigheid nie. Dan kom ek nie na hom toe en sê, Here, help nie. En ek roep uit, soos 'n kind, wat weet dat sy Pa vir hom lief is nie. Ek wil jou vanmôre daarmee bemoedig, en dan wil ek vir jou sê, volgende week sal ons aangaan, en ons sal gesels oor die sonde in 'n Christen se lewe. Jy sien, baie keer kan ons so glo, as ons lewe nou hier is, en ek kom hier tot bekering, dan kan ek verstaan, ja, die Here het hierdie sonde vergewe, dit is vergewe, maar wat gebeur as ek môre sonde doen? Hoe werk ek met dit? Is dit dan ook ingesluit? Moet ek dit bely? Wat moet ek met dit doen? Ensovoorts. So ons gaan volgende week kyk presies hoe God werk, want jy sien, hy sê, hy het ons verlos met 'n ewige verlossing. So, God se verlossing sluit my sonde in van my geboorte tot my dood, my sondigheid, en daai sonde is mee gedeel. Jesus gaan nie, as ek en jy tot bekering kom, gaan hy nie weer gekruisig word vir elke keer wat ek na die tyd sondig nie. En ek en jy moet dit verstaan. Maar ons sal volgende week in detail daarna kyk. So kom ek vra dat ons saam luister na hierdie wonderlike lied. Maak oop jou hart hiervoor.
Mag die Here deur hierdie pragtige musiek jou hart aanraak en jou seën. Kom ons luister dan daarna. Do you feel the world is broken? We do. Do you feel the shadows deepen? We do. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He's David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of Does the Father truly love us? Does the Spirit move among us? And does Jesus our Messiah hold forever those he loves? Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He's David's root
Prys die Here, wonderlik, pragtige, awesome lied, wat ons so bedien in ons harte, en wat vir ons so wonderlik is. So kom ek vra dat ons net so sal sit, en dan sluit ons net af, en ons loof die Here vir sy goedheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg om in die teenwoordigheid te kan wees. Dankie vir u woord, wat 'n skerp tweesnydende swaard is, wat indring tussen siel en gees, wat vir ons openbaar, wat vir ons wys wat die pad is, wat vir ons leer hoe u weg is, dat ons nie in onkunde en in onwaardigheid lewe nie, maar dat ons weet dat ons gered is, geregverdig is, dat Jesus se bloed alles betaal het wat ons geskuld het. En daarom kan ons vandag, al het ons laste, al is daar bekommernisse, al is daar uitdagings en swakhede, het ons 100% vrymoedigheid om in die teenwoordigheid in te kom en te vra dat u ons help. Dankie my Vader, ek prys u heilige naam en ek loof u. Wees met elkeen vanmôre wat luister, elkeen wat vanmôre sy hart voor u oopmaak, laat u woord insink, laat u woord redding, verlossing en regverdigheid bring. Vader, kom oortuig u mense vanmôre, dat omdat hulle u kinders is hulle reg met u. Daar's vrede tussen u en hulle. U is nie kwaad nie, u is nie daarop uit om te kom straf en te veroordeel nie, maar u is daarop uit om ons te lei en te rig in die spore van u geregtigheid. Dankie Vader, ek prys u heilige naam vanmôre. Word u verheerlik in ons lewens. Ons gee u al die eer in die naam van Jesus. Amen. Prys die Here vir sy goedheid, gaan in sy vrede, hê 'n awesome dag. Amen.